Baie welkom, liewe vriende, by Drakensberg Gemeente se aanlyn diens. As jy vanoggend of wanneer ook al by ons inskakel, mag hierdie tyd van saam wees vir jou ook 'n besondere tyd wees. Ons is in die gemeente en ons prediking besig in die groter prentjie met 'n reeks oor die waardes van die gemeente, die waardes van oorgee, omgee en aangee. En ons het nou al stilgestaan by oorgee en omgee en ons vat nou so vinnige breek hierdie maand waar ons gesels oor ontmoetings met Jesus soos ons dit kry in die evangelies. En dan in hierdie ontmoetings met Jesus het ons dan 'n spesifieke fokus om te kyk hoe lyk oorgee en omgee in die praktyk. Verlede week het ons stilgestaan by Jesus se ontmoeting met 'n vrou in Johannes 8. En hierdie week is dit ontmoeting met 'n vrou in Lukas 7 vers 36 tot 39. Ons fokus spesifiek oor Jesus ontmoetings met vrouens vir die 2 Sondae omdat Augustus spesifiek ook 'n maand is waar ons op vrouens fokus en vandag Sondag 9 Augustus is dan ook Nasionale Vrouedag. Mag hierdie dink oor waardes soos oorgee en omgee en hierdie ontmoetings tussen Jesus en hierdie 2 spesifieke vrouens vir jou ook 'n baie besondere betekenis het, mag dit ook op jou geloofsreis jou bemoedig, versterk en dalk ook nuwe insigte oopbreek. Nogmaals welkom, dankie dat jy by ons inskakel en mag dit vir jou 'n besonderse belewenis wees. Psalm 103. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en die een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugtige krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan, as die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en almal. Loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer en sy bevele gehoorsaam. Loof die Here, alle hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is. Loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up
It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Soos enige ander oggend is jy besig om na jou werk toe te stap. Jy werk vir 'n goeie man. Sy naam is Simon en hy's 'n Fariseer, 'n godsdienstige leier in julle dorp, 'n man van aansien. Hy's 'n streng man, 'n streng baas, 'n streng meester om voor te werk. Maar 'n goeie man, godsdienstige man. Jy het baie respek vir hom. Maar vandag as jy na jou werk toe stap, is daar 'n opgewondenheid in jou. Want die nuus is dat vanaand hou Simon 'n groot ete, 'n baie spesiale ete, en na hierdie ete is ook 'n baie spesiale gas genooi.
Ja, die nuus is, die woord is, dat hierdie rabbi, profeet, wat hulle Jesus noem, party sê selfs hy is die Messias. Hy is genooi om saam met al die ander skrifgeleerdes en godsdienstige leiers in hulle dorp by jou meester Simon te kom eet. Wow, kan dit wees dat jy ook hierdie man oor wie almal praat en wat hierdie wonderlike dinge kan sê en doen aan die huis van Simon gaan wees en jy gaan daar wees. Jy stap sommer vinniger werk toe. En as jy by die huis van Simon kom, is daar reeds 'n geskarrel. Meubels word uitgedra, vertrekke word skoon gevee, kos word al reeds gemaak en daar is 'n afwagting in die lug. Jy val dadelik in om te begin help werk en te help waar jy kan. En dan kom jou meester Simon die vertrek binne gestap en hy roep jou eenkant toe. Ruben, kom hier, ek wil gou met jou praat. Jou hart klop vinnig. Want jy wonder, het jy dalk iets verkeerds gedoen? Hoekom wil jou meester op 'n dag soos hierdie vir jou eenkant sien? En dan wat jou meester vir jou vertel, slaan amper jou asem weg. Jy kan dit nie glo nie. Weet jy wat vra hy vir jou? Hy vra of jy vanaand by die deur by hom sal staan en die gaste in verwelkom. Wow, weet jy wat dit beteken? Wanneer iemand by jou in jou huis kom, dan verwelkom jy hom met 'n baie spesifieke ritueel. Simon, die meester sal daar staan, maar as die gas inkom, sal jy, wat jou meester se slaaf is, afkniel en die gas se voete was en bietjie olie daaraan smeer. En dan sal jy opstaan en ook olie op die kop sit, net effentjies, sodat daar pragtige olie reuk en geur die vertrek kan vul. En as jy klaar is, sal jou gas kyk na jou leermeester en hy sal hom 'n kus op die wang gee. En dan sal jy die gas gaan help om aan tafel te gaan sit op die plek wat vir hom toegewys is. So vanaand gaan jy die een wees wat by jou leermeester, by jou meester staan en die gaste gaan in verwelkom. Wow, jy kan dit nie glo nie, jou hart klop sommer so vinnig. Maar dan sê jou meester iets wat soos 'n emmer koue water oor jou is. Jy kan nie glo nie. Weet jy wat sê hy vir jou? Hy sê, Ruben, vanaand gaan ons elke gas verwelkom, soos jy weet ons dit doen. Die voete was, die olie op die hoof, ek sal die persoon die kus gee, en jy sal hulle gaan wys waar om te sit. Ons doen dit met almal, behalwe. Ons gaan dit nie doen wanneer die profeet, die rabbi Jesus hier instap nie. Wanneer hy kom, gaan jy hom net wys waar hy moet gaan sit. Jy kan dit nie glo nie. Jy kan nie glo wat jou meester van jou vra nie. Dit is die mees ongeskikste ding wat jy kan doen met iemand wat jou huis inkom. Dit gaan teen al die norme van gasvryheid in, waarvoor jou kultuur so bekend is. Om iemand nie so te verwelkom is om amper te sê, jy is my vyand, jy is my opponent, ek daag jou uit, jy kan inkom, maar jy is nie regtig welkom nie. Skielik weet jy, hierdie uitnooi van Jesus in Simon se huis is nie om hom te verwelkom, is eintlik om hom uit te daag tot 'n debat. Want jy het eintlik geweet dat jou meester Simon, jy het al gehoor as hy met die ander godsdienstige leiers en fariseërs praat, hou nie eintlik van hierdie Jesus nie. Hulle hou nie van wat hy sê en doen nie, en wat hy nou van jou vra, bevestig dit. Maar jy kan dit nog steeds nie glo nie. Die res van die dag help jy en werk jy waar jy kan om alles voor te berei. Maar diep in jou hart is jy ontstel, jy's kwaad. Jy voel hoe die angstigheid eintlik in jou opbou, hoe nader dit aand word. En jy weet nie hoe jy dit gaan regkry om nie hierdie Jesus te verwelkom nie. Hoe wreed
Is dit nie? En dan is dit aand. En die gaste begin aankom. En daar's eintlik 'n vriendelike, ligte atmosfeer in die lug. Jou meester Simon is sy joviale self en die gaste kom in. Jy was hulle voet, jy sit olie op hulle hoof. Hy kus hulle, jy laat hulle sit. Daar word gesels, daar word gelag. Die eerste bietjie wyn word al bedien en daar is regtig 'n goeie atmosfeer in die lug. Maar in jou bou die spanning op. En dan sien jy hom. Jy herken hom dadelik, al het jy hom nog nooit voorheen gesien nie. Daar's net iets aan hom. Daar kom hy aangestap. En jy weet dadelik, dit is hy, die rabbi, die profeet, Jesus. Jy kyk vir 'n oomblik na Simon. Skielik is sy gesig meer strak, stroef. En hy kyk net stip voor hom uit. Jy wil weghardloop soos wat Jesus nader kom. Maar dan die volgende oomblik staan hy voor jou. Jy weet dat hy wag dat jy afbuk om sy voete te was. Dat jy olie op sy hoof sal sit. Dat Simon hom 'n kus sal gee. Dat hy sal verwelkom word in die huis van Simon. Maar niks gebeur nie. Jesus kyk na jou, maar jy kyk net af. Hy kyk na Simon wat steeds maar net voor hom uitkyk. En Jesus besef dadelik wat aan die gang is. Jy draai om en jy stap en jy wys die plek vir waar Jesus moet gaan sit. Skielik is die ligtheid gebreek en is daar 'n gespanne atmosfeer in die lug. Nog 1 of 2 gaste word verwelkom en dan is almal daar. En al die gaste sit om die tafel. Hulle sit op die grond. Met die een arm word op die tafel geleun en die voete lê uit. Jy staan en die eerste kos word bedien. Jy maak seker en het oorsig oor alles en maak seker dat die aand sonder probleme verloop. En dan skielik sien jy 'n beweging in die hoek van jou oog. Daar is iemand by die deur. En dan die volgende oomblik is daar 'n vrou in die vertrek. Vir 'n oomblik is jy so die veld geslaan, jy weet nie wat om te doen nie, want vrouens hoort nie in 'n vertrek waar mans is nie. Vrouens eet apart. Maar hierdie vrou kom ingestap en voor jouself kom kry staan sy by die voete van Jesus. Maar dan kyk jy en jy sien almal kyk en almal weet. Hierdie is nie sommer enige vroue nie. Hierdie vrou ken almal. Sy is bekend vir wie sy is. Sy is 'n vrou met 'n sondige lewe. En almal weet wat dit beteken. Jy kyk na jou meester Simon om hulp te kry om te weet, moet jy iets doen? Moet jy haar vra om uit te gaan? Maar Simon kyk na die vrou en dan kyk hy na Jesus. Want sy staan by Jesus en dit is duidelik dat Simon al wag om te kyk wat Jesus doen. Maar Jesus doen niks nie. Hy kyk net met oë vol liefde en deernis en genade na haar. En dan word die stilte verbreek deur die sagte snikke van die vrou as sy begin huil. Jy kan die verbasing op almal se gesigte sien. Die volgende oomblik buig hierdie vrou af. En haar trane en haar snikke wat die stilte verbreek in die vertrek. Die trane drup op Jesus se voete. En dan haal die vrou 'n klein albaster flesie met olie uit en sy begin dit oor die voete van Jesus te gooi.
Jy staan geskok en kyk. Jy kyk weer na Simon. Moet ek iets doen? Maar al wat Simon doen, is om te kyk na die vrou en dan stip te kyk na Jesus. Maar dan gebeur daar iets wat almal as te ware na hulle asem laat snak. Die skok is op almal se gesigte. Dit vul die vertrek. Want weet jy wat doen hierdie vrou? Sy maak haar hare los. Ongehoord. Onvanpas. En sy begin, omdat haar lang swart hare wat skielik los oor haar hang, die voete van Jesus af te vee. En sy begin om die voete van Jesus te soen. Hierdie is goed wat jy net doen in 'n binnevertrek waar 'n man alleen met sy vrou is. Jy weet nie hoe lank hierdie geskokte stilte geduur het nie. Maar hier is sy, die vrou, besig om Jesus se voete met haar hare af te droog. Jesus wat net vol liefde en empatie en passie na haar kyk. En Simon, jy kan eintlik raai wat hy dink. As hierdie Jesus 'n profeet was, sou hy geweet het wie hierdie vrou is, dat sy 'n sondige vrou is. Kom ons klim vir 'n oomblik uit die verhaal uit. Maar ek wil hê jy moet hierdie prentjie behou. Hierdie prentjie van wie hierdie vrou is. Die prentjie van hierdie vrou wat kniel by Jesus se voete met haar hare los. Die prentjie van die geskokte stilte en die skok in die oë van almal wat dit sien. Kan jy dalk jouself vir 'n oomblik plaas in die skoene van die godsdienstige fariseer Simon, die hoof van die huis? Hy's 'n gesiene man, 'n leier in die gemeenskap. En hy bied 'n ete aan in sy huis waarin hy sy mede godsdienstige leiers en fariseërs uitnooi. En dan skielik, ongenooid, stap 'n vrou, nie enige vrou nie, 'n straatvrou, die vertrek binne. En daar waar jy saam met jou gaste sit en eet, begin sy om haarself baie intiem te maak en intiem te verkeer met een van die gaste aan jou tafel. Sy doen goed wat eintlik net hoort by 'n man en 'n vrou in die privaatheid van hulle kamer. Sy maak haar hare los, sy soen voete en smeer olie. Wat sal jou reaksie wees? Hoe laat die teenwoordigheid van die sondige vrou jou voel? Kan jy haar verwelkom? Of jy so bewus van die ongemak dat dit eintlik 'n verleentheid vir jou is, dat jy eintlik voel dat jy vir haar wil veroordeel vir wat sy doen. En dat jy dink dit kan tog net nie reg wees nie, en wat sal al die mense dink? Kyk, wat doen Jesus? Hy laat toe dat die vrou hom so intiem hanteer. Hy sê nie vir haar, wag jong, ek waardeer wat jy wil doen, ek's baie dankbaar, maar dis nie nou die regte oomblik, dis nie nou regtig van pas nie. Nee, Jesus stop haar glad nie.
Al is sy eie beeld en sy eie identiteit op die spel. In die kamer hang die vraag, is Jesus regtig die seun van God? Is hy 'n profeet? Maar dit is asof Jesus hom nie aan die vraag steur nie. Hy probeer nie sy identiteit en sy beeld te beskerm nie. Jesus gee nie om homself, sy identiteit en sy beeld te verbind aan 'n straatvrou nie. So die vraag bly: hoe reageer ek en jy as 'n vrou van die straat, bekend vir haar sondige dade, haar hare losmaak en Jesus se voete in die openbaar soen? Kan jy dit aanvoel? Hierdie ding dat Jesus se liefde en sy genade 'n mens eintlik ongemaklik laat voel, dat dit vir jou eintlik 'n verleentheid is. Jy sien, ek en jy moet verstaan dat betrokkenheid by stikkende mense, uitgestotenes, kantlyn mense, mense wat gebrandmerk is as sondaars, betrokkenheid daar begin om iets te verstaan van Jesus se liefde en genade wat hy hier demonstreer. Dikwels is my en jou eerste reaksie om afstand te hou, om weg te stoot, om te dink wat ander sal sê en ander sal dink. Maar die seun van God, die seun van die mens, Jesus, identifiseer met sulke mense. Hy eet met hulle, hy laat hulle sy voete was en soen. Jesus was die vriend van die verraaiers van die volk, ja, die tollenaars. Hy was die vriend van die vyande, ja, die Samaritane. Hy het geëet saam met die sondaars, die prostituie, die uitgestotenes. Jesus het die armes en die stikkendes en die sondaars nie net op 'n afstand lief nie. Nee, hy maak hulle deel van sy lewe. Hy word deel van hulle lewe. Hy gee oor. Hy gee om. Hy verwelkom. Jesus kom wys vir ons hoe lyk oorgee en omgee. Op die ou end kos dit sy lewe. Hy gee sy lewe oor. Deuteronomium 21 vers 21 vertel van die rebelse seun wat homself oorgee aan drank en eet. Hy word beskuldig as 'n vraat en 'n dronkaard, en dit is presies waarvan Jesus beskuldig word. Van so 'n seun, sê Deuteronomium 21, hy moet buite die stad gestenig word. En op die ou end is dit wat met Jesus gebeur. Hy word nie buite die stad gestenig nie, maar wel aan 'n kruis geplaas, om dit wat in Deuteronomium 21 staan ook waar te maak, dat hy wat vervloek is aan 'n boom sal hang. En dan besef jy dat Jesus is eintlik nie die rebelse seun nie, maar ek is. En Simon is, en jy is. Maar Jesus sterf die dood van 'n rebelse seun. Hy sterf die dood van jou en my, sodat ek en jy nou die ontvangers van hierdie genade van God kan wees. En nou is die vraag, Drakenstein gemeente, ons wat die ontvangers is van die liefde van hierdie rebelse seun wat aan 'n boom gehang het vir jou en my, ek en jy wat die ontvangers is van God se onverdiende liefde en genade, kan ons ook nou die gewers word van hierdie liefde en genade, kan ons ook nou verwelkom die uitgestotenes, die verworpenes, die sondaars. Kan Drakenstein gemeente nou ook 'n gemeente word wat nie net genade ontvang nie, maar wat in die manier hoe ons as gemeente leef, onsself oorgee en omgee, en so die word wat ook nou genade uitgee
deur sondaars, stikkendes, randfigure te verwelkom. Here, kom help ons om as Drakenstein gemeente iets van u genade en liefde vir elke een van ons so te verstaan, dat dit ons lewens sal omkeer en dat ons dieselfde sal begin doen. Dat ons nie in verleentheid en in ongemak sal staan oor die genade nie, maar dat u genade, u liefde ons sal dring om juis daar te gaan waar ander nie wil gaan nie, om juis te verwelkom wie ander nie wil verwelkom nie. Amen. Liewe gemeente, mag ons dan nou in hierdie week so gaan lewe. Mag ons die wat die ontvangers is van God se liefde en genade dieselfde gaan doen, mense met liefde en genade ontvang. Sterkte vir die res van julle Sondag, sterkte vir die res van julle week. En mag ons leef vanuit Psalm 103 waarmee ons begin het, aan die liefde van God wat geen einde het nie, en sy liefde wat ons kom vryspreek, wat nie boekhou van die kwaad nie, wat sonde verwyder so ver as wat die ooste van die weste van mekaar is. En mag ons dan dieselfde gaan doen. En as jy so gaan lewe, mag jy beleef dat die liefde van God ons Vader en die genade van Jesus Christus ons Here en die kragtige werk van die Heilige Gees elke oomblik by jou is. Amen. Amazing.